tot na ons lofgesang. Die Almagtige. Geliefdes, ek groet u vanmôre soos wat die vroeg Christelike kerk mekaar gegroet het. Die Heer het opgestaan. Die Heer het waarlik opgestaan. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom. En van die 7 geeste voor sy troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord deur die sing van Gesang 411. Ons sing vers 1, 2 en 3 daarvan waarna jy weer kan sit. Stem verrijst,
Ons skriflesing kom uit Lukas 24 vers 1 tot 12. Daarna sal ek voorgaan in gebed en sing. Sal ons daarna Gesang 257 vers 1 en 3 sing, waarna die woordverkondiging sal plaasvind. Die Sondagmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met een staan daar by hulle 2 manne met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het toe hy nog in Galilea was en gesê het: Die seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag opstaan." Toe het hulle sy woorde onthou. En van die graf af teruggegaan en al hierdie dinge vir die 11 en al die ander vertel. Die vroue was Maria Magdalena en Johanna en Maria, die ma van Jakobus. Ook die ander vroue saam met hulle het dieselfde dinge aan die apostels vertel. Maar vir hulle het hierdie verhaal na onsin gelyk en hulle het die vroue nie geglo nie. Petrus het egter opgespring en na die graf toe gehardloop. Toe hy daar vooroor buik, sien hy net die doeke. Vol verwondering oor wat gebeur het, is hy terug huis toe. Laat ons nou saam bid. Ons hemelse Vader, op hierdie blye môre waarop ons die opstanding van die Here Jesus uit die dood gedenk, het ons reeds in ons lofsang gesing. Halleluja. Ons loof en prys u naam. Dankie dat ons vanmôre weer deur u woord bemoedig kan word en later deur die nagmaal in ons kosbare geloof versterk kan word. Dankie dat hierdie boodskap vir ons nie na onsin klink nie, maar dat ons dit omarm in die geloof en kan bely ons glo in Jesus Christus wat uit die dood opgestaan het. Gee tog dat ons deur die verkondiging van die woord nog nader aan U sal kom en dat ons harte vrugbare grond sal wees waarop die saad sal val. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons sing nou Gesang 257 vers 1 en 3 as voortsetting van ons gebed.
in ons Here Jesus Christus, ons soek dikwels op die verkeerde plek. Hoe kan dit ons nie frustreer nie as ons mors dood soek na iets, as dit nie is waar jy gedink het, dit moet wees nie. Ons soek na sleutels of brille of wat ook al, en ons is oortuig dat dit net hier moes wees, en nou is dit net weg. Dit maak 'n mens sommer baie moedeloos. En dan volg die groot verligting as ons dit wel kry. Ons besef dan, ons het al die tyd op die verkeerde plek gesoek. Ons het net nou gelees van vroue wat op die verkeerde plek gaan soek het. Hulle was oortuig dat hulle op die regte plek was. Hulle was immers ooggetuies. Hulle het self gesien wat gebeur het. Hulle het gesien hoe deur Jesus aan die kruis sterf. Hulle het sy laaste woorde gehoor. Hulle was by toe sy liggaam van die kruis afgehaal is. Hulle het gesien toe hy in die graf neergelê is. Daarom was hulle so oortuig dat hulle op die regte plek was. Groot was hulle skok toe hulle besef, iets vreemds is hier aan die gang. Die graf is dan oop en leeg. Dit kan tog nie wees nie. Iets baie vreemds het hier gebeur. Hulle skok word nog groter as twee manne met blink klere skielik by hulle staan, wat nie daar was toe hulle by die graf gekom het nie. Wie is hulle? Wat soek hulle? Skok, vrees en angs het hulle oorspoel. Dan kom die vraag in hoofstuk 24 vers 5. Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hierdie vraag sê vir hulle, julle soek op die verkeerde plek. En meer nog, hier word na die Here Jesus verwys as die lewende. Maar tog het hulle gesien hoe hy sterf. Hulle was met reg daarvan oortuig dat hy dood is. Nou hoor hulle dat hulle na die lewende soek. Hiermee word meer gesê as net dat Jesus nie dood is nie en leef. Hiermee word geïmpliseer dat hy die lewende is. Dwars deur die Bybel en op bykans elke bladsy lees ons dat die Here besig is. Reeds in die eerste hoofstukke van die Bybel lees ons dat hy alles geskep het. Reeds daar lees ons dat hy met die mens praat. Blaai mens deur die Bybel lees jy telkens dat die Here met mense gepraat het. Die Here is die lewende. Hy praat. Hy praat oor so baie dinge. Hy praat veral oor sy verhouding met sy kinders en hulle verhouding tot hom. Die lewende Here praat egter nie net nie. Hy doen ook. Hy skep. Hy doen wonders. Hy staan sy kinders by in tye van nood. Hy tree teen sy vyande op ten behoewe van sy kinders. Die Here is die lewende en jy sien dit in sy handelinge. En nou sê hierdie mans met blink klere vir die vroue, julle soek op die verkeerde plek. Julle soek 'n dooie tussen die dooies.
Jesus is die lewende. Die Here wat nie in die graf gebly het nie. Hy het oorwin oor die graf en dood en hel. Hy het opgestaan. Hy leef. Vir 3 jaar was die vroue in die geselskap van die Here Jesus. Hulle het geluister na wat hy gesê het. Hulle het gesien wat hy gedoen het. Tog het dit by hulle verbygegaan. Hulle het dit nie begryp nie. Die manne met die blinkklere aan moes hulle daaraan herinner wat Jesus gesê het, nadat hy eers sê waarom hy nie in die graf is nie. In Lukas 23 vers 6 en 7 lees ons, hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het, toe hy nog in Galilea was en gesê het, die Seun van die mens moet uitgelewer word en in die hande van sondige mense gekruisig word en op die 3de dag opstaan. Dis natuurlik Lukas 24. Maar dit het hulle ontgaan. Hulle het die betekenis van sy woorde nie besef nie. Nou broer en suster, waar soek ons na Jesus? Is hy in die hemel daarbo ver van ons af? Onbereikbaar? Is hy in die verlede? Dink ons maar net terug aan die tyd toe Jesus hier op aarde was. Dis nou al amper 2000 jaar gelede. Ja, dis die verre verlede. Is hy in die toekoms? Is dit waar ons na hom soek? Hy sal mos weer eendag kom. Eendag ver in die toekoms. Dan dink ons daaraan as die onbekende verre toekoms, wat vir ons net so vaag en abstrak is, soos wanneer hy hier op aarde was. Ons sou hom so kon soek, want dis mos wat ons in die Bybel lees. Maar soek ons hom so nie te vergeefs nie? Soek ons nie dan op die verkeerde plekke nie? Waar is Jesus dan? Hy het opgestaan uit die dood. Hy leef. Hy verskyn aan die vroue en die disippels. Hy praat met hulle, hy eet saam met hulle, hy het saam met hulle gaan visvang. Hy praat en doen. Hy is by hulle. Dis waar hulle hom moes soek. Nie daar in die graf nie. Nie in die hemel nie, nie in die verlede nie, nie in die toekoms nie, nee, hier en nou. Dit is immers die boodskap van die Bybel. Jesus is Immanuel, God by ons. Dit is ook die blye boodskap van die opstanding. Jesus leef. Hy is hier. Moenie ver gaan soek nie. Luister. Hy praat deur die Bybel. Ja, soms deur die natuur, soms deur gebeure. Ook by geleentheid deur 'n vriend wat vir jou sê wat die woord sê. Kyk, hy is hier besig. Nie net deur wonderwerke en grootse dade nie. Nie net met groot en belangrike mense en groot wêreldgebeure nie. Ja, dit ook. Maar veral
In die gewone en die alledaagse is hy hier besig. Sien jy hoe hy oral en elke dag met en deur mense werk? Het jy al gesien hoe dat hy verhoudings herstel waar daar twis en onmin was? Sien jy hoe hy die trane afdroog en glimlagte terugbring? Sien jy hoe hy siek mense genees? Sien jy hoe hy drankverslaafdes genees? Hulle daarvan bevry? Sien jy hoe hy wanhoop wegvat en dit vervang met hoop? Jy sien dit as jy op die regte plek daarvoor soek. Hy is hier in die erediens en hy werk in en deur mense. Hy werk in en deur die gemeente. Jy beleef dit ook in jou eie lewe as jy versoekings oorwin en as jy kyk na die vrug wat jou geloof dra. Jy beleef hom in jou lewe as jy dankbaar leef deur gehoorsaam te wees aan die wet en te volhard in gebed. Waarom soek julle die lewende by die dooies? Jesus het opgestaan. Hy leef. Hy is hier. Hy is 'n werklikheid in die lewens van hulle wat in hom glo en deur wie hy hoop bring en 'n verskil maak in hierdie wêreld. Die lewende Here is dan ook vanoggend teenwoordig as die gasheer by die nagmaalstafel, waartoe hy ons uitnooi. Amen. Kom ons staan vir die belydenis van ons geloof. Ons bely saam met die kerk van alle eeue soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 407 vers 2 waarna jy weer kan sit. Oh
is daar dalk iemand wat per abuis oorgeslaan is met enige van die tekens? Ek het myself amper oorgeslaan, maar daarom het teen die einde ook die voorreg gehad om die tekens te geniet. Geliefdes in die Here, aangesien die Here ons nou aan sy tafel gevoed en verryk het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam prys, deur elkeen soos volg in sy en haar hart te sê. Ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf, en my met liefde en ontferming kroon. Ja, barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Daarom sal ek met mond en hart die Here loof, nou en vir altyd. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons in Matteus 22 vers 35 tot 40 op. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Kom ons sing gesang 422 vers 1, 2 en 3, waarna jy kan bly staan vir die seëngroet.
Die Here stuur ons nou van hier na waar ons woon, waar ons in die week gaan werk, om onder sy seën te leef en om vandag verder hierdie heugtelike opstandingssondag met dankbaarheid te vier. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal.